Goeiemôre. Op hierdie besonderse môre vanoggend, waar ons dan ook saam met die kerk van alle tye en dwars oor die wêreld heen vanoggend kan sê die Heer het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. So ons sang wat ons môre gaan doen, gaan so rondom daardie tema. Ons eerste lied wat, kom ek sê eers welkom aan elkeen van julle, in die besonder aan besoekers wat hier saam met ons is. Ons sê ook vir Herberg aan See wat by ons ingeskakel is, ons ouer huis, of ons huis vir senior burgers. Ons sê ook vir hulle baie welkom. Ek noem ook net dat hierdie diens uitgesaai word en dit wel beskikbaar is. En dan is daar die kerse wat u sal sien daar aan die linkerkant. As u voel u wil 'n kers aansteek vir iemand, is u baie welkom. Kan u dit doen? En dan natuurlik die gebruikelike versoek, die selfone asseblief. Stel hulle maar sag of sit hulle heeltemal af, dat hulle nie gedurende die diens wil gesels nie. Ja, dit lyk my. O ja, dan weet nie of daar vanoggend is nie, maar as u van hierdie blommetjies daarvoor sien, klein rykertjies blomme, is u ook welkom om enetjie te vat om dit vir iemand te gee wat u dink wat dit nodig het of dit sal waardeer. Goed, ons eerste lied wat ons gaan sing is lied 239 en ons sing daar drie verse. Jesus, rots vir my geslaan. Ons volgende lied is lied 417, verse 1 en 2, Jesus, ons eer U.
Goed, vervolgens lied 421. Ons sing daar verse 1, 2 en 3. Die Here Jesus lewe. (422), ook verse 1 tot 3. Die Heer het opgestaan.
tog net vra dat u so 'n bietjie sal opskuif asseblief. Hier is nog mense wat inkom en 'n plekkie soek. Baie dankie. Dan ons laaste lied is lied 423. Kom laat ons almal vrolik, verse 1 tot 3. Dankie vir die lekker saamsing. Ek wil net die prediker vanmôre is Dr. Liesel Joubert. Baie dankie. Môre almal. Gemeente, Christus het opgestaan. Christus het waarlik opgestaan. Baie welkom op hierdie eerste dag van die week, die opstandingsdag, waar ons ook saam as nuut geskape kinders van die Here kom om ook hierdie feesdag saam te vier. Ons gaan nog, ek dink ons het nie die toetredingslied gesing nie, het ons. So ons gaan nou gou die toetredingslied sing.
En dan gaan ons eers stil word om die Here se woord te hoor, so kom ons sing saam staande lied 409, vers 1 tot 3 as toetredingslied. Ons gaan net gou 1 of 2 afkondigings deurgaan. Die van julle wat gereeld hier in die erediens is, weet ons kry iewers kans om ook kersse aan te steek. Ek het gedink ek skuif dit vanoggend net voor die kollekte vir 'n rede. So kom ons kyk net gou na die afkondigings. Daar's altyd mense wat ons voorbidding vra. Ons dink aan Betsy Beste van Frans Kraal, van Hetty Geldenhuys van Herberg aan See, en ook almal wat gehospitaliseer is of siek is. Ek wil net byvoeg die naam van Tony Holtzhausen. En soos altyd dink ons ook aan al die bejaardes, as ook die in Herberg aan See. En dan gaan julle my skeef aankyk, want jy party kinders sal dink die hele kerk is vol bejaardes, maar dit beteken ons bid vir julle almal so. En dan natuurlik as julle weet van julle bure of mense of vriende wat ons nie op die lys het nie, julle word mos nou uitgenooi om ook om te sien en te bid en in te tree. Dan is daar net herinner aan die Bybelskool wat begin Woensdag 23 April oor die Johannes Evangelie om 10:00 en om 6:00. En dan is daar die program van die week wat ek hier nou gaan by stil staan, nie behalwe natuurlik die bazaar. Gansbaai Bazaar 26 April, dis volgende Saterdag. Om 9:00, so die van julle wat al hierdie lang naweke nogal optimaal gebruik en volgende naweek weer hier is, besoekers, julle is baie welkom om te kom met julle vol beursies en die res van ons asseblief kom eet en kom geniet die oggend saam. Dan is ek nie seker wat se afkondigings daar nog is nie, ek dink dis maar genoeg vir vanoggend, so kom ons word net stil. Ek wil julle groet met die woorde van Paulus aan die Romeine. Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus
deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. Daarom gemeente genadig, barmhartigheid en vrede van God die Skepper, wat vir ons geskape het, wat Christus uit die dood opgewek het, en wat alles herskep. En van Jesus Christus, wat sy lewe vir ons afgelê het, en die Heilige Gees, wat die opgewekte Here lewend maak in ons elkeen se lewe. Amen. Kom ons staan, as sing ons lied 411, al 3 die verse, as 'n lofsang. Kan bly staan. Jammer, ek vergeet om te sê, ek wil hê ons moet bly staan en ook op hierdie opstanding Sondag saam met baie ander Christene dwars oor die wêreld ons geloof bely in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan 'n Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit.
Ons gaan nou geleentheid gee vir die koor om vir ons te sing en baie dankie ook vir julle wat vanoggend hier by ons is. Ons skriflesing vanoggend is uit Johannes hoofstuk 20. Ons gaan lees saam vers 1 tot 18 van Johannes 20. As ek klaar gelees het, gaan ons net so bly sit en dan gaan ons saam sing die 442 vers 1 en 2. So as ek klaar gelees het, bly ons so sit en dan gaan ons net saam sing. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan.
Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê, hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus, wat hom gevolg het, daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê, en die doek wat oor sy kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan, en hy het gesien en hy het geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipel weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk. En twee engele met wit klere aan daar sien sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar sy koppe was en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar: "Vrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom huil jy? Wie soek jy?" Sy het gedink, hy is die tuinier. En sê toe vir hom: "Meneer, as jy hom verwyder het, sê vir my waar jy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê: "Rabboni," my leermeester. Jesus sê vir haar: "Moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God." Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disippels: "Ek het die Here gesien," en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Waar ons verstaan het, maar ons het nie taal nie. Dat taal grense het. En my eie ervaring van die grense van taal is gekoppel aan hierdie momente rondom die lewe van Jesus Christus, van sy geboorte tot met sy hemelvaart. En ons as kerk bely al van Pinksterdag af, dat Jesus sy menswording, sy lewe, sy dood, sy opwekking, sy hemelvaart, alles te maak het met wie ons is en met wie God is. Dat alles te maak het met hoe ons leef, hoe ons kyk,
hoe ons asemhaal, hoe ons keuses maak. Maar ons is ook bewus van die misterie daarvan. Dit is nogal moeilik soms. Ek dink daarom is dat baie van die groot tradisies, soos die Katolieke Kerk, Ortodokse Kerk, baie keer die dag net omvou met liturgie, lied, gebed. Ons kan nie verklaar nie, ons kan nie uitpak nie. Want hoe praat jy oor die diepste punt van jou menswees? Hoe praat jy oor dit wie jy is? Hoe praat jy oor dit wie God is? En daarom is die evangelies ook verskillend. Elkeen probeer iets van hierdie gebeurtenis verklaar, verduidelik, in storieverhaal, deur elemente uit te haal wat ander plekke op die Bybel voorkom, om die Bybelse beelde te gebruik, om hierdie element of hierdie gebeure te verduidelik. Ons weet, Matteus praat van die spierwit engel wat staan by die graf. In Markus kry ons die absolute vrees en stilswye van die vroue wat weggehardloop het en stil gebly het. In Lukas herinner die engel hulle aan Jesus se woorde wat gesê het, die seun van die mens sal oorgelewer word om doodgemaak te word, maar op die 3de dag weer opstaan. Dit is wat teologie is. Teologie is daar waar ons probeer proe en sin maak van hierdie narratiewe, van hierdie verhale. Daar was nie daar by die oop graf so papiertjie vasgeplak wat gesê het, dis die 10-punt betekenis van die oop graf of selfs van die kruis nie. Ons proe, ons ervaar, ons maak sin, ons lewe met hierdie verkondiging. En in die Johannes Evangelie kry ons meer as een ontmoeting. Ons kry die ontmoeting met Maria, dan daarna gaan verskyn Jesus aan die disippels en later ook aan Thomas. Maar ek wil vanoggend stil staan by Jesus se ontmoeting met Maria. Net in 'n paar verse voor, in Johannes 19, lees ons dat Josef van Arimatea in die geheim by Pilatus gaan hoor het of hy Jesus se liggaam kan kry. En daar's ook weer 'n verwysing na Nikodemus. Nikodemus wat daarvan hou om in die nag na Jesus toe te gaan waar niemand hom kan sien nie en tog iets van sy eie gevoel wil uitbeeld. So tussen Josef van Arimatea en Nikodemus is Jesus se liggaam gaan haal. En in die Johannes Evangelie, nie eintlik in die ander nie, word daar gesê dat die plek waar hy gekruisig was langs 'n tuin. En in hierdie tuin was 'n nuwe graf. En dit is in hierdie tuin, in hierdie nuwe graf, waar Jesus neergelê is. En dan eie aan die Johannes Evangelie is daar dan weer oorvloed. Want dit is in die Johannes Evangelie waar Jesus 600 water en 600 plus liter wyn verander, wat vir jou dae lank gaan vrolik hou. Dis in die Johannes Evangelie waar Maria 'n halwe liter olie oor Jesus se voete uitstort, wat beteken jy gaan dit vir dae lank ruik. En dis in die Johannes Evangelie waar dieselfde Nikodemus dan na Jesus se graf toe bring. In die 2020 vertaling staan daar 100 litra, en dis ongeveer 33 liter, mirre en adelhout om sy liggaam te parfumeer en te balsem. Absolute oorvloed. Jy wil nie weet hoe ruik 33 liter mirre en adelhout nie. En dan kom Maria en sy arriveer nog in die donker by die graf op die eerste dag. Sy sien dat die liggaam nie daar is nie en sy gaan vertel vir die ander 2 disippels. Die detail oor hoe die linne opgedraai is, het maar te maak met die Lazarus verhaal waar Lazarus met al die goed om sy lyf daar uitgekom het. Die ander 2 disippels kom, hulle kyk, hy sien hulle is nie daar nie en hulle gaan huis toe. Maar sy bly. Sy bly en Maria huil. Sy huil omdat sy nie weet waarheen hulle haar Here gevat het nie. 2 mense vra vir haar, hoekom huil jy? Die 2 engele in die graf. En toe later, die persoon wat sy gedink het, is die tuinier, Jesus. Weereens sê sy, ek weet nie waar hulle my Here heen gevat het nie. En toe Jesus met haar praat, en toe herken sy hom,
toe hy haar op haar naam noem. Wat ook 'n verwysing is in Johannes 10 waar daar staan, my skape ken my stem. Hulle weet as ek met hulle praat. En in die res van hierdie verse kry ons nadat sy in vreugde hom uitroep, my Rabboni, my leermeester, dat Jesus, soos ook in ander plekke in Johannes waar hy sê, maar onthou, hier is nou 'n nuwe familie. Dis nie net my Here en my God en my Vader nie, dis nou julle Vader, julle God, ons Vader. Miskien het Johannes geweet, ons ken nog 'n tuin. Ons het al hierdie tuinier ook ontmoet. Want in Genesis vind ons ook 'n tuin. 'n Tuin van oorvloed en gehoorsaamheid, waar ons leer dat die soeke na wysheid en kennis, wat op sigself goed en mooi is, maar gerem word met ongehoorsaamheid, lei tot vervreemding, die verbreek van 'n verhouding en die wegkruip van God. Die God wat in die koel aandwind kom soek vir sy skepsels, sy metgeselle, en hulle nie kan vind nie, want hulle kruip vir hom weg. In Genesis is God die tuinier wat 'n lushof aanlê om geniet te word. Hier in die tuin waar Maria heen kom op hierdie eerste dag van die week, is dit sy wat die tuinier kom soek. Dis sy wat haar Here kom soek. Die tuin word nou 'n plek, 'n ruimte van iets anders, van die nuwe skepping. Alles is anders. Die vrou soek haar Here en hy laat hom soek en vind. Hierdie is 'n narratief, 'n verhaal wat Johannes iets verstaan het van die tradisies wat daar reeds in die teks is, van die tuin, van ongehoorsaamheid, van vervreemdheid, van verlange, van hartseer. Dit is baie maklik om die feit dat Jesus Christus uit die dood opgewek is, flou te maak. Die Engels het so 'n mooi woord, insipid. Insipid is soos flou tee. Wat nie die krag van hierdie gebeurtenis werklik omarm nie. Ons sal so baie keer op hierdie dag sê, ja, dit is soos die seisoene. Alles moet tog sterf en alles moet weer opkom. Kyk na die lente, kyk na die winter. Maar wat die kerk deur die eeue beleef het en bely het en wat die kerk ook verwoord het deur die eeue is iets baie meer radikaal as 'n verandering van 'n seisoen. Dis 'n radikale sterf van God, van Christus. Dis 'n radikale opweg uit niks weer tot lewe. Dis 'n herskep. Die tuinier wat skep is die tuinier wat weer herskep. En as 'n herskep is ons intiem in hierdie herskepping saam met hom teenwoordig. Daarom as jy 'n bietjie gaan lees deur jou Nuwe Testament en jy kyk waar in Paulus se briewe veral kom die woord Christus voor, gaan jy altyd sien dat daar altyd voor Christus 'n voorsetsel is. Daar's dan altyd in Christus, met Christus, deur Christus. Asof ons nie meer oor Christus kan praat sonder om oor onsself te praat nie. En omdat ons nie meer oor onsself kan praat sonder om oor Christus te praat nie, want die nuwe skepsel is dit. Ons in Christus, Christus in ons. Dis nie 'n kosmetiese gebeurtenis, 'n bo-langse gebeure nie. Hierdie nuwe tuin het alles vir altyd verander. Die Nederlandse teoloog von Ruler skryf dat ons eintlik verras moes wees dat ons nog leef soos ons leef dan. Dis tog dan nie so dat ek meer leef nie, dis is dan tog so dat Christus in my leef, dan hoekom dan die paradoks van Pasen, hierdie diepgaande belydenis
oor die oorwinning, oor die bose, die dood en die sonde, maar ek ervaar nog al daai dinge aan my lyf. En dan gebruik hy 'n baie mooi Hollandse woord, wat my seker nie kan vertaal nie, maar dit klink goed. Hy sê, dit wring. Dit wring, dat ek iets weet en bely, en soms iets anders ervaar en beleef. En in die volgende sin roep hy dan uit, maar laat het wringen. Want ek weerspreek het meest onweerspreeklike voortdurend. Ek weerspreek dit wat ek nie kan weerspreek nie voortdurend. Dis ons ervaring van ons Christelike lewe. Dat die oorwinning in Christus onweerspreeklik is, maar ons kry dit soms nog reg om nie daaruit te leef nie. En ek wonder soms, veral as ek hierdie Johannes 20 verhaal lees en weer opgelet het, wat doen Maria? Maria huil. Vandat jy vir Maria kry, in vers 11, huil sy. Sy huil onophoudelik. In so 'n mate dat sy 2 keer gevra word, maar hoekom huil jy? So miskien is hierdie plek van wringen, wat van Ruler van praat, die plek van trane. Die plek waar Jesus Maria ontmoet, is die plek waar sy, soos Jesus vroeër in Johannes, huil. Huil vir haarself, huil vir hom, huil vir almal. Miskien kon sy hom op die ouende herken, deur haar trane, dat sy huil. Die ou Woestynvaders van die kerk het nogal baie klem geplaas op trane, op huil. Hulle het geskryf, jy moet kyk, en jy moet toelaat dat jou hart breek. Vir die wêreld, vir jouself, vir alles wat stikkend en seer is. Jy moet kyk, en jy moet huil, en dan moet jy lewe. Vanuit die gegewe, die boodskap van die God, wat die dood, die sonde en die bose oorwin het. So daar's iets van die feit dat God sy seun opgewek het uit die dood, wat nie so triomfantlik is wat ons soms maak nie. Want baie keer in ons triomfantlikheid kyk ons onsself en ander mis. Miskien is daar iets van die opstandingslewe wat 'n stuk weerloosheid bevat. 'n Trane. Miskien is dit juis in die raaksien van wat is en wat is, dat ons werklik kan begin lief hê en as een leef. Want wat gebeur in Johannes? Dwars deur die Johannes Evangelie word 'n nuwe familie geskep. Broers, susters, vriende. Jesus wat sy ma gee aan sy vriend en sy vriend aan sy ma. Jesus wat sê, dit is nou ons God en dis ons Vader. Miskien is die teken van die opstanding, die nuwe familie. In weerloosheid, waar ons harte vir mekaar breek, waar ons vir mekaar huil, waar ons vir mekaar sorg, waar ons mekaar herinner, waar ons saam die nuwe gemeenskap in Christus is. Ons bely as kerk dat mag se wortel uitgeruk is. Ons bely as kerk dat in die laaste instansie kan ek nie my lewe verloor nie, want is veilig in bewaring by God. Maar ons beleef en ervaar ook as kerk dit wring, dat ons nie altyd is wat ons reeds is nie, dat ons nog word dit wat God ons in Christus gemaak het.
Dis hierdie Maria, die vrou in die tuin. Vrou in die tuin het altyd nog 'n baie negatiewe betekenis gehad. Maar dis hierdie Maria, die vrou in die nuwe tuin, se trane, wat maak, dat sy die opgestaande Jesus herken. Mag ons as kerk in hierdie paradoks bly leef. Dat aan die een kant is dit onweerspreeklik, dit wat ons bely. Aan die ander kant weerspreek ons dit baie keer met ons dade en ons manier van kyk. En miskien is dit in die trane wat ons herinner word wie ons werklik in Christus is. John Richardson het geskryf, all you need to remember is how you stood in the place of death and heard the Lord call your name. Stood in the place of death and heard the living call your name. Van nou af kan ons nie meer aan onsself dink, buiteom die tuinier, die Christus, wat ook daardie oggend aan Maria verskyn het nie. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U as Gees geloof in ons harte skenk. Dat iets in ons binneste dit kan omarm en glo wat ons vandag bely en daaruit kan leef. Maar Here, ons is ook bewus daarvan dat ons in 'n stikkende wêreld bly en dat ons baie keer op grond van ons persepsies twyfel dat U alle mag van die bose, die dood en die sonde ontwortel het. Here, mag ons as kerk, as gemeenskap, as nuwe familie gedurig tekens oprig van U oorwinning. Maar mag dat die tekens gesigte dra van weerloosheid, van deernis, van liefde, van intree, van omarm. Want ons het geleer in die verhaal van Jesus Christus, dit is die magtigste mag wat daar is. Amen. Ons gaan nou weer luister na die koor.
aansteek hier voor. Ja, so 2 kersse aansteek hier voor. En dan, terwyl die dankoffers opgeneem word, enige iemand van u wat ook 'n kers wil kom opsteek, is baie welkom. Ek het daar 'n kers aangesteek vir almal wat vandag huil. En 'n kers aangesteek vir almal dwars oor die wêreld, mans, vrouens, kinders wat seer gemaak word. Want is op die dag wat ons dit ook aan moet dink. Kom ons word stil. Here, ons kan nie aan onsself dink sonder om aan U te dink nie. En ons kan nie aan U dink sonder om aan onsself te dink nie. Here, alles wat ons het en alles wat ons is, kom van U af. Daarom bring ons vanoggend ook hierdie liefdesgawes na U. En ons bid dat U vir ons deur die Heilige Gees sal lei om dit so te gebruik dat ons deernisvol, oorwinnend in hierdie wêreld kan wees. Amen. Ons slotsang wat ons nou staande gaan sing is lied 415 en daarna gaan ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Jesus, dear
Ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die Here sy aangesig oor julle elkeen oplig en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen.